Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 536 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en dit is die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 536, hoofstuk nummer 66, die verbod. Holding something to be forbidden, Surah 66, Surah At-Tahrim. Afdeling 1 van hoofstuk 66. Die profeet se huiselike aangeleenthede. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. O profeet, ontsê u self dit wat Allah vir u gewettig het. Soek u die behaag van u eggenote en Allah is vergewensgesind, genadig. Allah het inderdaad die versoening van julle uitstellings vir julle goedgekeur. En Allah is julle beskermheer en hy is die alleswetende, die allerwyse. En toe die profeet 'n geheim aan een van sy eggenote toe vertrou, het, en sy dit daarna verklap het Allah hom dit meegedeel. Hy het 'n deel daarvan bekend gemaak en 'n deel daarvan verswyg. Toe hy haar dit vertel, het sy gesê, wie het u dit te kenne gegee? Hy het geantwoord, die alleswetende, die allerbewuste, het my berig daarvan gegee. Indien julle vroue julle albei tot Allah wend, dan is julle reeds hiertoe geneig. Maar as julle mekaar teen die profeet rigsteun, dan is Allah sekerlik sy beskermheer. As ook Gabriel, Jibrail, en die opregtes onder die gelowiges, en ook die engele sal helpers wees. En nie een enkel, daar is triljoene van die engele, né? Dit is moontlik. In die dag van julle skei, dat sy Heer om beter vroue as julle sal gee. Vroue wat onderdanig, gelowig, gehoorsaam, berouvol, godvreesend, gewoond aan die vas, weduwees en maagde sal wees. O julle gelowiges, red jyself en julle gesinne van die vuur, waarvan die brandstof mense en stene is, waaroor engele waak, hard en streng, soos Malik alayhi salam, nee, hy smile nie, nee. Hulle is Allah nie ongehoorsaam in wat hy hulle beveel nie, maar hulle voer uit wat hulle beveel word. O julle ongelowiges, bied geen verontskuldigings aan op daardie dag nie. Julle sal slegs vergeld word vir wat julle gedoen het, né? Nothing escapes the Creator.
Everything what you did, known and unknown, is known to God. Nobody can escape, not even the atheist, no one. Irrespective, you can be a Muslim, a Christian, a Hindu, a Buddhist, a Scientologist, a New Age religion, or a believer in fairies or mythological gods, or it doesn't matter. Monotheist, pantheist, polytheist, doesn't matter. Atheist, agnostic, allemaal kom daar op daardie groot dag, die day of judgment. Nee, lekker bly mense, alhamdulillah rabbil alamin.